Ek wil vir julle almal goeienaand sê. En dit is nou die bitter einders wat vanaand hier sit. So as ek nou 'n Coke of 'n slap gehad het, in die ou dae sou vir elkeen een gegee het en nog 25 sent een gekos het. Julle onthou daai dae, van julle sal saam met my onthou. Maar baie welkom, ek is bly ons kan vanaand hier saam wees. Ek wil net gou voor ek vergeet, by die deure, as jy iets gee, 'n bydra, dan gaan dit vir Bybelverspreiding. In die Pinkstertyd, so as jy ergens iets wil gee, dis waar vir die geld sal gaan by die offergawe. 'n ander ding wat ek dan ook graag wil sê, ons sluit nou vanaand in 'n sin af, maar die afsluiting is eintlik Sondag. Ons gaan Sondag nagmaal hê, en is ook die afsluiting van ons Pinksterreeks, so dis so 'n soort van die laaste een rondom hierdie tema wat ons Sondagoggend gaan doen. En nog een ding, ek hou van kuier. So ek hardloop nie weg as ek kan kuier nie. Maar ek moet nou vanaand vroeg in George wees. So ek en die vrou gaan nou nie saam sop eet nie. So ek moet nie dink ons is onbeskof of asosiaal of lelikie. Dis omdat ons nog gou in George moet probeer kom en ek weet nie hoe die pad lyk nie. So ek wil maar rustig probeer ry soontoe. So julle het nou my verskoning gehoor. En niemand gaan op my kwaad wees nie. Ek is so bang julle raak vir my kwaad, want ek geniet dit. Dit is my verskriklik lekker. Ek sê vir Andries vandag, dit gaan nog right met hom, maar ons kan aanhou bid vir hom. Ek sê vir hom, ek geniet dit so. Dankie vir die voorreg dat ek nou hier mag staan en nou die woord mag bring. Dis nogal vir my lekker om saam met julle te kuier. Is dalk die laaste ronde wat ek dalk by Pinkster die voorreg het, so ek wil dit graag geniet saam met julle. OK, kom ons maak dit so 'n oombliekie saam toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag, dankie vir lekker reën, dat U die hele dag vir ons so bewus gemaak het daarvan dat U hier is, en eintlik, as ek het reg verstaan, amper vreemd aan Oudtshoorn, vir ons sommer die hele dag so water gegee het. Baie dankie. Dankie vir die mooie wat ons daarin kan sien. Ons dink ook aan almal wat skade het, Here, deur die reën. Dankie vir die mooi woorde wat iemand gesê het, toe sy vir ons gesê het, dat is meer dankbaar vir die reën, as vir die skade is minder as dit. Dankie dat daar mense is wat so ook deur U versorg word. So hulle wat groot skade het in ons omgewing, en ook weier, ek wil bid dat hulle ook U versorgende hand mag belewe, en U troetelende hand sal ervaar, dat U nog steeds die God is wat in liefde vir ons as mense hanteer, al bring dit meer dat daar ook skade kom, in tye van reën. Here, ek bid dat ons vanaand U woord mag hoor, dat ons dit mag verstaan, en ook sal kan toepas in ons lewens. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek het nou weer na die lied se woorde gekyk, en as my stem nou vanaand totaal kwaai sê, dan sing ons die lied 2 keer. Want sy woorde is baie duidelik gekoppel aan wat ons vanaand gaan praat met mekaar, en wat ook in die week uitgekom het. Goed, ek is sterker as wat ek dink. Wie van julle kan dit sê? Ek onthou, ek moet nie al die goed onthou nie, maar ek onthou nou. My seun, hy is vandag, dink ek, soet, maar hy was nie soet nie. Soos hulle sê, hy het met die gemeente se kinders gespeel, so hy was deeglik stout. En ek onthou so een trip, het 'n maat by in die klas gehad, hy wou baie graag flank speel. Maar dan was hy te lig op 'n stadium, toe sit hulle hom op vleuel en op heel agter, hy het 'n bietjie spoed gehad daai tyd. Maar nou daar is 'n ou by hulle in die span wat 'n groot ou is, 'n sterk ou. Sparius, Margriet, jy sal dalk onthou. Maar hy's 'n groot fris lat. En Johannes sê vir my pa, as daai ou weet hoe sterk hy is, gaan hy pyk rugby speel. Maar hy's te bang om sy krag te gebruik. Dit sê hy vir my seker so staand, ag seun. Hy weet nie hoe sterk hy is nie. As hy maar net weet hoe sterk hy is. Hy speel slot vir ons. Maar daar sit so baie krag in daai man, as hy net geweet het. Nou vanaand moet ons leer, ek is eintlik 'n bietjie sterker as wat ek dink. Jy onderskat jouself. Dis ons tema vir vanaand dan. In die Bybel gaan ek net uit Jakobus vir jou lees, so 2 grepe uit Jakobus. Jakobus is 'n baie praktiese boek in die Bybel. Van hierdie klein briefies in die Nuwe Testament is geweldig prakties. Jy kan hom amper net lees en hy gee vir jou duidelike wenke. Dis amper nie dat jy vreeslik veel
hoef te gaan oplees daaroor. Die nou Jakobus is ook so baie praktiese ene. En ek wil 2 grepe uit hom vir jou lees. Jakobus 1 vers 12 begin ons. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinnaarsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. En dan Jakobus 3 van vers 1, my broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie. Want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. Bemagtig hom ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Ek dink jy kom agter dat dit gaan oor selfbeheersing en ook oor standvastigheid as ons vanaand met mekaar praat en as ons vir mekaar sê jy's 'n bietjie sterker as wat jy gedink het. Ek gaan vir vanaand verduidelik, jy moet soos daai seun net ontdek al die krag wat in jou sit. Nou net 'n samevatting, ons gaan oor impak hierdie week, met ander woorde dat ons 'n drastiese verandering kan bring in ons omgewing, omdat die Here dit deur ons bring. Hy is die een wat die impak maak, nie ek en jy nie, maar ons is sy kanaal of die middel deur wie of wat hy dit wil doen. En toe ons mekaar gesê om impak te maak, moet jy 'n kind van God wees, want jy moet daai koneksie hê met die Here. Jy kan tog nie dat die Here impak maak en jy het nie eens 'n koneksie met hom nie. So dis die eerste baie belangrike ding. En dan onthou ons God is eintlik mos dan nou die doener. Toe ons mekaar die Bybel na gaan kyk, as die skatkis waarin soveel skatte weggelê is, die bron van kennis van God, waar ons die Here leer ken en eintlik dan onsself ook leer ken, want ons is dan nou sy beelddraers en hy lewe in ons. En dan hoe die Here na my kyk na my en sien hy 'n kind. Hy sien nie 'n sondaar nie. Hy sien 'n kind wat nog sonde doen, nog stout is, soos ons kinders ook is, maar dis sy kind as hy na ons kyk en wat dit vir my en jou kan beteken. Goed, en dan vanaand gaan ons nou so 'n stukkie verder daarmee stap. Weet jy, daar was 'n hondeadvertensie van Pedigree hondekos. As ek nou dit reg onthou. Ek kom van Gavinet af, so ek adverteer eintlik Montego. Goed. Maar omdat dit daar gemaak word. Maar Pedigree hondekos het so 'n paar jaar terug hierdie klein hondjie, ek het hulle in bokkie hondjies. Ek het gesê dis nie 'n hond nie. Hierdie miniature Doberman pinche goedjies. Dis nou 'n fotootjie van so iets wat ek nou hier op het. En dan die hondjie nou die kos vir small dogs geëet. En dan is die groot honde hier, dan stap hy tussen hulle deur en dan voel hy sterk en sê hy, don't worry, I'll take care of you, I'm right behind you. So, daai gedagte, moenie worry nie, hy is sterk en groot. Hierdie klein, waar jy nie meer langerige haartjies, hy klein hondjie, Moki, Jokie. Julle ken die Jokie. Jokie is seker van die kleinste hondjies, maar hy het 'n hengse hart. 'n Jokie sal 'n groot hond aanval. Vriende van ons het jokies gehad altyd. En toe die voordeur staan oop en dan loop iemand met 'n Alsatian verby. Die jokie charge en hy val daai Alsatian aan. Noodloos om te sê die Alsatian het hom so skit gegee, toe sy hondjie se rug gebreek. Hy het op die uitgesit. Maar 'n jokie het 'n hart baie groter as sy lyf. Don't worry, I'll take care of you. I'm just right behind you. So, dis min of ek ook sal sê, ek is net so reg agter jou. Maar goed, die krag wat daar partykeer in iets skuil, waaraan jy dit die minste verwag. Ek wil nou vir jou 'n versie lees, dat jy die geheim hiervan kan ontdek.
Jy mag voel soos 'n bokkie hondjie, soos 'n miniature Doberman. Maar hoor 'n bietjie wat sê die Here oor jou. Ek lees in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Nou hier staan, ons moet weet hoe geweldig groot die Here se krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Het jy dit geweet? Jy moet dit weer hoor. Wat se krag sit daar in my en jou? Dieselfde krag van die Here se Gees waarmee vir Jesus uit die dood laat opstaan het. Jy is baie sterker as wat jy dink. Want dis wat God in ons geplaas het en in ons geplant het, sê Efesiërs in hoofstuk 1. Nou, die twee woorde wat dit vanaand oor gaan, selfbeheersing en standvastigheid, is elemente wat duidelik deel is van 'n ou se geestelike groeiprogram. Dat daai twee dinge sal by jou gebeur. En ek wil dan nou begin om eers 'n bietjie met jou te praat oor selfbeheersing. Dis daai innerlike krag wat die Heilige Gees vir ons gee om te kan sê nee. Ons dink partykeer ons kan nie, maar om te kan sê nee. Ek het 'n maat gehad wat geweldig gerook het. Hy was eintlik so 'n dun ou, soos hy gerook het. En toe op 'n dag het hy 'n longprobleem ontwikkel. En die dokter het hom gesê, ou, as jy kans jy moet eintlik om ophou rook. En ek het elke week by hom gekuier. Ons het baie gereeld gesels, diep gesels nogal. In elk geval, so kom ek die dag van my, ek sê vir my, Jesus, ou, ek wil jy ophou rook. Hy sê, wie man, dis of nie so moeilik nie, of die Here mens my verskriklik gehelp het. Ek sê, ek skat, dis die laaste ene. Hy het net daar gestop in sy rokery. Hy is op die ouend aan longkanker oorlede, moet ek nou sê, wat hartseer was, het echt gelei in die einde. Maar hy het net so gestop. Dis of nie so moeilik nie, of die Here ons my gehelp het. Ek dink Efesiërs 1 sê, waar dit vandaan gekom het. Daai krag wat vir Jesus uit die dood laat opstaan het, was in 'n ander. Hy kon nee sê. Maar die Here het vir hom gehelp om te kon nee sê. So selfbeheersing is om te kan sê nee. Vir wat ook al dit is waaroor dit gaan. As ons dan kom in 'n situasie waar ons sukkel om nee te sê, is die goeie raad, hardloop weg. 'n Versoeking kan nie so vinnig hardloop soos ek en jy nie. So hardloop weg, maar hardloop in die regte rigting. Hardloop na die Here toe. Ek gaan weer sê wat ek dink ek gisteraand gesê het, as ek hardloop na die Here toe, ek sê, Here Jesus, ek het 'n fout gemaak, of ek is bang ek gaan 'n fout maak. Dan sê, ja, Johan, kom ons stap, staan na Hemelse Pa toe. Vader, Pa, Abba, hier is die ou. Maar u weet ek het klaar betaal vir sy sonde, so u glimlag eintlik, maar dis klaar vergewe, maar hy is nou bang, ons wil net vir hom weer rustigheid gee. En dan kan ek met rustigheid wegstap. My verhouding met God is heel. Daar is nie 'n probleem in daai verhouding nie. Martin Luther, baie bekende hervormer, julle sou al baie van hom gehoor het, hy het op 'n keer gesê, ek kan nie keer dat 'n mossie oor my kop vlieg nie, maar ek kan keer dat hy nes maak in my kop. Ek kan nie keer dat hy oor my kop vlieg nie, maar ek kan keer dat hy nie nes maak in my kop nie. 2 Korintiërs hoofstuk 5 sê in vers 17 'n baie mooi ding. Die 33 vertaling en bietjie later ook as hy herhaal van die Bybel, het die woordjie kyk gebruik. Dit was soort van as 'n uitroep. Kyk. Julle moet kyk. Dan sê hy, kyk, alles het nuut geword. Want dis toe ek en jy kind van die Here geword het. Let op. Alles het nuut geword. Niks is nou meer dieselfde nie. Dat ek en jy dit sal onthou. Ons het 'n splinternuwe natuur. Ek is van binne uit verander. Ek word nie meer deur my ou gees aangedryf nie, maar ek word nou deur die Heilige Gees van Christus aangedryf. En dit maak alles nuut. Die manier hoe ek kyk, hoe ek dink, hoe ek doen, alles is nou skielik anderste. Want ek is nuut gemaak deur die Here. Ek kan nou nee sê vir versoekings. Dis moontlik. En ek hoef nie, ek dink veel vir jou meer daaraan te verduidelik nie. Want in die nuutwordproses het ek een geraak met Jesus Christus. Die Bybel sê vir my,
my lewensverhaal en sy lewensverhaal het eintlik so oor kruis en 'n eenheid geraak. Toe Jesus gekruisig is ek ook van my ou lewe. Toe Jesus gesterf het in die graf is, ek is ook daardeur. Ek is ook eintlik gesterwe aan my ou lewe. En toe die Heilige Gees vir Jesus wakker maak uit die dood en hy 'n nuwe lewe leef in 'n verheerlikte liggaam, ek is ook deur dit. Die Heilige Gees het my laat opstaan in 'n nuwe lewe en alles het nuut geword. Skielik lyk alles anderste, want dit het nuut geword. En ek wil sê, die opvaar, die opstaan, ek het 'n nuwe burgerskap. Ek is nou iemand met 'n hemelse burgerskap. Van 'n totaal ander koninkryk is ek nou 'n burger. Ek kan nee sê deur die krag van die Gees in my lewe. Ek hoor die verhaal, dis ook 'n ou een, hè? My goed is gewoonlik oud. Want ek ken hom nou al lankal. Maar die ene van die ou wat tot bekering gekom het, en die sendeling wat vir hom gehelp het om tot bekering te kom op 'n baie eenvoudige manier, kom ons sê maar hier ergens in Afrika, vra toe eendag, nou kom hy weer by die sendeling kuier, hy het nou die Here leer ken, en die sendeling praat met hom oor sy verhouding met die Here, en hy sê vir hom, luister ou, en as die duiwel nou by jou hart se deur kom klop, wat maak jy? Hy dink so 'n bietjie, hy sê, dan stuur ek vir Jesus deur toe. Dan stuur ek vir Jesus deur toe. Dat hy gaan oopmaak. En dis wat ek en jy kan doen. Hardloop weg van die versoeking. Sê nee. Stuur Jesus deur toe. Onthou dat die krag van die Heilige Gees wat Jesus uit die dood laat opstaan het in jou is. So dis moontlik dat jy kan sê weg, nee. Goed. Ek wil 'n verdere ding met jou net hierna kyk as ons nou sien jy's 'n nuwe mens. Dit is mekaar gesê. Ons het gesê jy kan nee sê vir versoeking. Dis moontlik vir jou. Nou wil ek hieruit voortvloeiend wil ek vir jou sê hoe ons nou praat. Ons het Jakobus gelees, hierdie geweldige praktiese boekie, en hy sê seker die grootste versoeking lê in jou tong, in hoe jy praat. Dis die moeilikste ding om te beheer. Die beelde wat hy gebruik, hele paar, ek het nou maar net 1 en 2 eintlik maar van hulle gelees. Kom ons sê maar van die boot, 'n groot boot, skip, wat deur magtige engines aangedrywe word, maar 'n klein roertjie bepaal waartoe hy gaan. Bestuur hom. Hy sê op 'n stadium 'n klein vuurtjie steek die wêreld aan die brand. Hy sê soos die tong. En dan sê die tong word uit die heelheid aangesteek. In die deel as jy dit nou verder gaan lees. So ons tong is seker die ding wat die moeilikste beheer kan word. Dis hoekom Jakobus die baie praktiese boekie, die baie praktiese beeld gebruik om te sê ons tong is baie moeilik om te beheer. Ek en jy dus 'n tongoorplanting nodig. Soos die Here vir ons 'n hartoorplanting gegee het met Jesus aan die kruis, dat ons 'n nuwe kern in ons lewe het, so moet ons eintlik bid en sê, Here, gee my ook 'n tongoorplanting. Dat ook dit wat ek praat, deur die weegskaal van u liefde eers sal gaan. Dat dit geweeg sal word, hoeveel is dit gevul met agape, met opofferende liefde, soos Jesus gehad het. Ek onthou, in my kinderdae, was daar 'n tannie in ons dorp wat bekend was vir baie regheid. Kyk, sy called a spade a spade. En nou, sy was op 'n manier 'n vriendin van my ma. My ma was mos nou 'n engel, het ek julle gesê, wat ek nou min van die gene oorgehou het. Ek wens ek het meer gehad. En dit het my ma geweldig ontstel, dat die tannie so erg reguit kon praat. En sy het op 'n dag vir die tannie gesê, hey man, praat 'n bietjie sagter, of bietjie anderste. Toe sê tannie, ek is nou maar eenmal so reguit mens, jy moet my nou maar so vat. Nou dis 'n flou verskoning om beskof te kan wees, dink ek. Om soms lelike goed te kan sê, ek is nou maar so reguit eerlike mens, so versigtig. Om nie dit te gebruik as 'n verskoning vir die verkeerde manier hoe jou tong gebruik nie. Hoe praat ek my wêreld 'n beter plek met my tong? Hoe kan ek dit doen? Is die vraag. Ek dink dit begin by hierdie ene, dat ek my tong vir die Here sal gee. En dit beteken voortdurend, elke dag, Here, gaan vandag weer baie praat, asseblief. Ek wil my tong vir u gee. Heilige Gees, ek wil vra dat u ook my tong sal beheer.
dat dit werklik waar woorde mag praat wat genoeg gewig dra dat u liefdesskaal dit kan meet en dit kan laat deurvloei na ander toe ook. Ek wil jou na 'n paar verse toe vat. Psalm 141 vers 3 sê, dis 'n gebed wat die digter nou uitspreek teenoor die Here. Sit 'n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Dat ons woorde mag tel. Om opbouend te praat beteken dat ek woorde sal gebruik wat heel maak. Die skepping heel maak, dat ek so sal praat dat dit iets moois is wat daar uitvloei, dat daar goeie gevolge sal wees, sodat ons woorde mag tel en dat ons woorde genesende effek mag hê. Ek gee vir jou uit Spreuke 15 so 'n paar verse. Daar staan in vers 1, 'n sagte antwoord laat jou woede bedaar, of laat die woede bedaar. 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Vers 4, kalmerende woorde bring lewe. Skynheilige woorde breek mense. Vers 23, wat is beter as die regte antwoord op die regte tyd? 28, 'n regverdige mens dink voor hy antwoord. Goddelose mense sê net slegte dinge. Hoekom is dit vir party van ons so moeilik om vir 'n ander ou 'n kompliment te gee? Jy kan aan baie redes dink, of om vir iemand te sê, wat jy nou gedoen het is baie oulik. Ek het geleer, op 'n laat stadium in my lewe, dat 'n ou dit maar moet sê, wanneer dit in jou kop opkom, jy gaan dalk nie weer 'n kans hê nie. Jy gaan dalk, gaan daai miskien gou hemel toe, of jy gaan dalk hemel toe, en dat jy nooit kans gehad om dit te sê nie. Dat 'n ou maar kan dankie sê en waardering kan uitspreek, wanneer die moment daar is. Op die moment wat iemand iets doen of iets sê, wat jy ervaar, wow, het iets van die Here se karakter nou uit die persoon gekom, om dan te sê, wonderlik. Wat het ek van die een ou gehoor, is 'n Amerikaanse prediker, wat vir 'n ou gesê het, dat hy nou so, het iets gedoen, sê jy's ook, sê, wow, ek is nou nie regtig so oulik, ek bedoel ook nie jy's so oulik, ek bedoel wat jy gedoen het nou, is so oulik, dit kom van die Here af. So ek probeer nie sê jy's so oulik, ek probeer net sê, dit kom van die Here af. Maar dat ons dit vir mekaar kan sê, om mekaar ook aan te moedig, dat ons sal voortgaan, om die beeld van die Here uit te leef. Ek het nou die woord begin gebruik, die liefdesskaal, waar die gewig gemeet word, van hoe naby dit is, aan die karakter van die Here, wat ons uitleef. Dat ons mekaar mag dankie sê, mag 'n kompliment gee, mag aanmoedig, mag bemoedig, mag waardering uitspreek, dat ons tong daai tipe dinge sal praat teenoor mense. Selfs al hou jy nie van die ou nie. Jy kan sê, yes, ou gedoen het, is eintlik verskriklik oulik. En ek gaan vir hom sê, dankie, ek het dit opgelet. Dis 'n manier hoe daar ook 'n mooier verhouding gebou kan word tussen jou en ander mense. Die Here het vir ons 2 ore gegee en 1 mond, né? Ek wonder hoekom. En die 2 ore staan so. Ek kan nie sien nie. Hulle is gefokus op die ander ouens. Maar die mond, ek wil sê dat dis die frekwensie wat ek die goed behoort te gebruik, seker nou, né? Meer luister, minder praat. Want dis net een. Maar dat my ore wat skulp staan, ek het geweldige bakore gehad, tot my brein begin groei het, toe groei jy die ore plat. Maar ek het toe klein was, sulke geweldige ore gehad, so ek kon fisiek duidelik hoor. En so die Here het dit vir ons gegee om te kan luister na ander ouens. En wanneer ons praat, dit teweeg. Is dit liefde? Is dit opbouend? Dit wat ons nou gaan uit ons mond uit laat kom. Goed, oor selfbeheersing, ek wil net sê, praat opbouend, het ons gesê, om te luister vir mekaar. Die ander woord, naas die selfbeheersing, is die woord standvastigheid, wat in Petrus uitkom, baie duidelik in die dele wat ons nou gelees het, ook maar ons vers in Petrus sê onder andere dat volharding moet kom, selfbeheersing met volharding moet dit aangevul word, dis die woord wat net daar kom in ons teks in, ek sê 1, ek bedoel 2 Petrus 1. Goed, standvastigheid beteken 'n vorm van geestelike betroubaarheid. Dat as die dinge nou rondom jou begin warm raak, hardop jy nie weg nie. O, Jesus, hier wil ek liever nie wees, hier kom nog goed dinge. Ek gaan nou maar liever loop. Nie, dan bly jy staan. Dis standvastigheid. Dat ek sal bly en dat ek die dinge sal hanteer wat gebeur. Daarom is daar sekere dinge wat 'n ou behoort te doen, dink ek volgens die woord.
Ek noem dit nou maar dissiplines, maar moet nou nie te amerig daaroor dink nie. Dis orde in ons lewens. Die eerste wil ek noem, draai rondom die aanbidding van die Here. Ek het altyd gehoor die mense sê, kerkgang is maar net 'n gewoonte, en dan sê die ouens, maar dis dan ten minste 'n goeie gewoonte, om kerk toe te gaan. Nou, ek dink vandag nog steeds, daar steek waarheid daarin, dat dit ten minste 'n goeie gewoonte is. Maar die dissipline daarvan om tye van gebed te hê, van stil raak voor die Here, sal ek Sondag 'n bietjie daaraan raak in die stil raak gedagte, van stry teen dit wat verkeerd is, dat ek wil sê ritmies dit mag doen. Die omgang met die Here moet 'n ritme wees in my lewe. Dis soos gym. Dan gaan jy die vrugte sien. Nou wat gaan gym, hy sien die vrugte, want daar kom ontwikkeling dalk in sy spiere op 'n manier, en hy raak fiks en hy raak gesond. Maar hy moet dit ritmies doen. Hy moet nie dit doen vir 3 dae en dan, as ek al moeg gegym, ek gaan nou nie, dan moet so 'n week eers skiep. Dan gaan daar nie veel gebeur nie. En so is hierdie geestelike oefening, koneksie met die Here, toewyding aan die Here, die woord lees, met die Here in gebed praat, dit moet amper ritmiese dinge wees. Dis wonderlik as jy tyd kan hê, wat jy kan sê, in hierdie tyd doen ek dit. Jong manne, wat redelik, ek kan maar sê, die een was 'n direkteur by Montego. So hy's 'n senior ouetjie, reg, maar toegewyde kind van die Here. En ons het gepraat en ek sê vir hom, die ding wat ek nou raak gelees het op 'n stadium of ervaar het, is dit ou stiltye moet hê. Die Nederlanders het 'n vorm van terapie wat ek 'n artikeltjie oor gelees het, wat hulle noem niksin. Niksin. Jy moet ruk heel lank niks doen nie. Nou, hulle sê vrouens kry dit reg, maar mans kry dit reg. 'n Vrou kan nie aan niks sit en dink nie. 'n Man kan aan niks sit en dink. Ons kan so sit, dan brand hy vuurtjie daar. Nie staan een biertjie nie, 'n sixpackie. Een hierso in die vuurtjie, en jy kyk dit net so. En jy dink aan niks. Maar 'n vrou kan nie reg kry nie. Hulle is blykbaar, hulle hyperventileer, hulle moet vinnige en aan meer goedes dink as ons. Maar ek sê vir die dag, ek het nou begin wonder, ek het dit toe begin doen. In my geval nou ander tye, maar sy geval nou seker tye. Ek sê, jy 'n middagete tyd, ja, sê dan maar tussen 1 en 2. Ek sê nou daai tyd, skakel jou selfoon af, haal die kantoorfoon van die mikkie af, en sit 'n bietjie in fokus net op die Here. Niks aan nie dink aan jou kinders of jou vrou nie, moenie worry nie. En hy sê vir my, oom Johan, dit werk, om te niks in, om op die Here te fokus. Niks anders nie, net 'n rukkie te sit. Wat die artikel gesê het, is jy het energie daarna, jy's meer kreatief daarna. So dis jy sit en niks doen nie, as ek en jy gaan rustig sit, ritmies, 'n tyd kry in die dag, ek gaan met die Here kuier. Ek gaan 'n bietjie geestelik niks doen. As ek daai woorde nou aan mekaar kan koppel. Dat dit wat daaruit voortvloei, so positief is, dat jy, as jy dit ritmies begin doen, dan het dit 'n effek op jou lewe, op jou kreatiwiteit, op jou spanning, op wat ook al in jou lewe mag wees. Daai omgang met die Here. Jy moet onthou, 'n verdere gedagte, die duiwel is nie eintlik nie. Hoe die ou tannie gesê, sy het ons, julle ken haar ou storie, want dit het in die ou dae gebeur, lank terug die storie, hierdie storie gebeur, dat die dominee het gepreek die dag en hy het blykbaar baie sleg oor die duiwel gepraat, maar die tannie kon niemand iets lelik sê nie, sy het altyd iets moois gesê. Toe sê sy, hy dominee, mens kan hom, as mens aan hom dink, hy dan nie 'n leie haar op sy kop nie. Nou dis baie waar, kyk, hy rus nooit nie. Hy bly wakker om te kyk waar hy vir jou my weer kan laat struikel, en hy kyk fyn en hy gebruik die mooiste dinge om ons te laat struikel. Die duiwel rus nooit nie. So, ek en jy het net die lekkerte dat Jesus, wie se gees in ons lewe, het die duiwel op Golgotha klaar oorwin. Hy's 'n verslaane ou. Hy's soos 'n hond wat sterk as hy die bene rondhol, wat nog 'n byt ergens wil probeer kry, maar ek en jy, omdat ons aan die Here gekoppel is in geloof, omdat sy gees in ons lewe, is deel van daai wenspan, wat by ons saam met die Here se wederkoms die duiwel totaal gaan platslaan. Ons is deel van hy span. So wat hy ook al probeer doen, ek en jy weet, hy's 'n verslaane vyand. As jy Efesiërs 5 gaan lees, wat dit gaan oor die wapenrusting,
Dan is die interessante, dat dit nie bedoel is om aanvalswapen te wees. Jy loop hier met die swaard, wie kan ek steek? Waar kan ek bykom? Dis nie wat dit bedoel nie, glad nie. Die kern van daai deel sê eintlik, as jy veg, jou manier van veg, as jy kyk vir die Here, en hy rig en beheer jou hele lewe, al jou besluite, al jou keuses, rig hy, want jy is gefokus op hom. Vir my is die lewe Christus. Nou Paulus sê verder, en die sterwe wins, want as ek by die Here. Maar om gefokus te wees op hom permanent, altyd hom te volg, hom te aanbid en hom te eer. Ek wys dit net vir jou so vinnig ook. Die Here se dissiplines, ons sê gedissiplineerde aanbidding. Ons sê omgang met die Here, daai kuier saam met hom, ritmies, die gym gedagte. Ons sê stryd, die duiwel rus nooit nie. So hy gaan ons probeer bykom op een of ander manier. Kom ons vat net saam wat ons vanaand gehoor het uit die Here se woord. Jy kan vinniger as verkeerde dinge hardloop. Jy is vinniger as wat jy dink. Ons het gesê die tema is jy sterker as wat jy dink. Jou tong is nie jou basie. Praat mense se lewens mooier. Oefen dit. Dat jy daai ritme kan kom om mense se lewens mooier te praat. Wees getrou met ritmiese stilte tyd en gebed wat jy saam met die Here deurbring. Dit is ons onderwerp Sondag, kontak met God, maak alles nuut, as jy nou aan Sondag al wil dink. As ons in die week bid, ekskuus tog, is dit wat ons aan dink. Ons dink aan Welgeluk gemeente, ons dink aan Oudtshoorn, ons dorp, ons dink sommer aan die kerk, weier, veral waar mense ly, omdat hulle die Here aanbid. Ons kan ons land dink, ja, ek wil nie daaroor begin praat, want dan gaan ons lank praat. Ons kan dink aan onsself, jou eie behoeftes ook voor die Here kom neersit. Een van die versies wat vir my baie mooi in die Bybel is, 'n deeltjie in die Bybel wat vir my, van my jong, daar so 2 dele, maar die een is Filippense 4, wat in my lewe 'n baie groot rol gespeel het. En daar staan onder andere, in daai deeltjie staan, maak julle begeertes in alles, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En daai woordjie in die Grieks vir begeertes beteken ook jou persoonlike goed, partykeer luukse goeders. Partykeer goed wat jy regtig nodig het. Jy kan maar vir die Here sê. Miskien dink hy, ag my kind, kom ek gee dit so slegs vir jou. Ek hoef nie hanteer dit hierdie keer ooruit. Maar dat ons maar vir die Here kan vra, ook ons eie behoeftetjies vir hom kan bring. Natuurlik as ons op hom gefokus is, sal ons sekere goedertjies seker nou nie altyd vra nie, maar ons kan maar gewone goeders in ons eie lewe vir die Here ook vra. Goed, ek is klaar. Ek wil eens met so 'n oombliekie met die Here net praat, dit wat in jou gedagte opkom, en sê dit vir hom, ek gaan kort rukkie gee, en daarna gaan julle 'n bietjie sop kan geniet in die saal, met mekaar saam kuier. Kom ons gee net so kort rukkie wat ons elkeen op ons eie met die Here praat. Dankie Here dat U vir ons hoor, en dankie dat ons weet U kan ook verhoor, veral vanuit U hoek gesien wat die beste vir ons is wat U vir ons gee. Help ons om daarom wat U gee, te kan leer ken as dinge wat vir ons goed is,
en ons waardering vir U uit te spreek ook daaroor. Seën ons om U vrede te ervaar, elke oomblik van ons lewe, omdat U ons versorger is, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, mag die Here vir jou seën, met genade, en met sy warm hart, en met sy liefde, dat ek en jy dit ook prakties sal uitleef, oral waar ons beweeg, in die naam van ons Here Jesus. Amen.